Goeiedag en baie welkom. Ekskuus. Lekker. As ek begin 'n groet gee in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Here Jesus Christus, kosbare Heilige Gees. Amen. Man, ek is opgewonde. Dit is die tweede kruiswoord van Jesus. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Gister in die vorige aanbieding het ek nie die Here almagtig vir ons geopenbaar dat Jesus met sy heel eerste kruiswoord, wat was dit nou weer? Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, vir die sondaar, die ongeredde sondaar, vir sy vyand as hoëpriester by God die Vader ingetree het. En die Here het ook gesê dat die woorde die kruise vergifniswoorde wil ek dit noem, is en dat Jesus ook liefde vir sy vyand die sondaar se redding daarmee uitgedruk het. Dit was gister. Ek gaan nie elke dag al die dae vorentoe sê nie, maar net om ons weer te bring, laat ons weet waar ons is. Here, halleluja, wat 'n seën. En toe, na 'n ruk, toe spreek Jesus weer in Lukas 23:43 en hy sê daardie, ek verseker jou, vir die man langs hom, aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Weer eens baie belangrik. Dit was geensins toevallig of die verloop van dinge, maar dat Jesus dit tweede gesê het nie. Glad nie. Daar was 'n rede hoekom dit tweede was. Wow. En jy gaan verstom staan as jy by die einde van die 7de een kom, hoe God elke een van hierdie kruiswoorde uit die hemel uit beplan het, die orde daarvan. Dit is wow. As die eerste kruiswoord, luister mooi, as die eerste kruiswoord die kruise vergifniswoorde was, wat dink jy sal, ek verseker jou, vandag sê jy saam met my in die paradys wees, dan wees? As Vader vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie, is die vergifniswoord. Wat sal hierdie dan wees? Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nee, ek kan nou nie dit. Wat meen jy? Wat kan dit volgende wees? Wat volg na vergifnis? Wat soek almal na vergifnis? Geloof, sekerheid. So hierdie was die geloof, sekerheidswoorde van die kruis. En dit is wat Jesus vir hierdie man langs hom gesê het. Nadat hy Jesus erken het, bely het en dat hy vergewe is, toe gee Jesus vir hom geloof, sekerheid. Jy hoef nie te worry nie, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy verseker hom dit, want dit was nodig, en dit is hoe dit vandag nog werk. Na vergifnis kom geloof, sekerheid. Onthou daardie man daar aan die kruis, behalwe dat hy nou in hierdie wat ek nou gaan beskryf, dit was, is dit wat vir jou en vir my wie vergewe is, kort ons geloof, sekerheid. En toe daardie man langs Jesus besef dat hy die enigste redder is, en die Here Jesus vergifnis vra hier langs hom, het hy absoluut geen sekerheid gehad van Jesus nie. Hy het net besef gehad, hy het net oortuiging gehad. Niks. Dink mooi daaraan. En toe gee Jesus om daardie versekerheid, terwyl hy daai man
Jesus ook, maar terwyl daar die man die dal van doodskade weer betree, sê Jesus vir hom, jy is vergewe, ek gee jou die versekering, geloofsekerheid, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wow, is dit nie wow nie? En ons het dit vir jare en jare gelees, Here, en dit maar net, okay, dit was die tweede, toe sê Jesus vir hom dit. Met hierdie tweede kruiswoord leer Jesus 3 baie belangrike lesse vanaf die kruis. Here het nooit, tot sy dood toe het hy nooit opgehou om die mense te leer nie. Eerste, onthou wie is die ou langs hom? In goeie Afrikaans, hy was nou 'n ou rabbies gewees, hoor. Daar was toe nou nie tyd vir hom gewees vir enige iets nie. Maar die Here sê daarso op die kruis, dit maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie. Wat saak maak, is wat Jesus vir jou gedoen het. Baie belangrik, dit maak nie saak wat ek gedoen het in my lewe nie, Here, dit maak saak, wat tel is, wat U vir my gedoen het, wat U vir my doen. Terwyl jy asemhaal, jy moet dit hoor, as jy weet van iemand anderste wat jy sit en wat wil opgee en sê, ag die Here, ek weet nie, die Here stel nie my belang nie. Nee, sê dit vir hom, onthou dit, terwyl jy asemhaal, is niemand ooit te ver van God se liefde en van God se genade en van die redding van Jesus af nie. Terwyl jy asemhaal, wanneer jy ophou asemhaal, dan is jy te ver. Wow. 3 lesse. Jy is nie te ver nie. Jy betree die dal van doodskade weer hier langs my. Maar jy kom tot hier en jy besef, ek is die Here, Here, en jy bely my as die Here, en ek vergewe jou, gee vir jou die versekering, jy sal saam met my in die paradys wees. En daar is baie mense wat, dan sê hulle, ja, nee, ek sal, voor ek doodgaan, net so voor ek doodgaan, as dit gewerk het vir die ou, gaan dit vir my werk. Dan is daar geen ooit liefde vir die Here nie, dan wil jy die Here uitbuit. En dan gaan vir jou sê, as jy in die kar ry, en nou ry jy, en is spoed, nou vang ons spoed, en die pad is oop, en jy kan lekker ry, en hier bars die band, en die kar rol, en daar gaan jy dood. As jy eens begin, en daar trek jy deur die lug, die laaste wat jy aan gaan dink is, ag Here, vergewe my sondes, ek bely U as die koning om my verlosser. Ek beloof jy, dis die laaste wat jy aan gaan dink. Jy gaan eers wees, wat nou? Nou gaat ons. Terwyl jy asemhaal, is jy nie te ver van God af nie. Dis wat die Here af in die kruis geopenbaar het. Die tweede ding is, al wat God van jou vra, is geloof, nee, heilige geloof. Daar is 'n verskil tussen geloof en heilige geloof. Enige een kan glo. Of jy Chinese, Japanese, Pekinese, weet nie wat is nie. Jy kan glo. Al hierdie ander gelowe is, hulle kan glo. Hulle kan glo die goed wat hulle in glo. Enige een kan glo. Maar wat die Here van jou vra is heilige geloof. Miljoene mense is daar op die aarde wat vertel hulle glo in die Here. Hoor mooi, hulle sê hulle glo in die Here, maar hulle gebruik die Here se naam ydel. Hulle is gemeen, hulle saai verwoesting waar hulle gaan, hulle doen amper alles wat die Here in sy woord verbied, maar hulle sê hulle glo. Dink jy dit is geloof wat die Here van praat? Nee, dit is net
Dis die vermoë om te glo. Wat die Here van ons vra is heilige geloof. Heilige geloof is geloof wat glo en heilig glo in die heiligheid van God. Wat alles wat die Here doen sal nadoen. Is geloof wat genoeg glo om alles van hom in heiligmaking na te jaag. Dit is heilige geloof. Glo jy of het jy heilige geloof? Baie belangrik. En dan die derde punt wat Jesus gemaak het, daarso van die kruis af, 'n les wat hy geleer het. Wow, wat 'n wonderlike een. Jesus red onmiddellik. En nie nou gesê, okay, nou moet jy eers dit en dit en dit en dat, en ek weet nie wat gaan doen nie, en hierdie lysie doen, en nee, Jesus red onmiddellik. Hoekom? Want God vergewe onmiddellik. Jy het gehoor? Ja, maar ek wonder of die Here my gaan vergewe. Kom jy uit die tronk uit? Kom jy daar uit met 'n doodstraf? Nee. Jy sit daar so nou by die huis, koppie koffie in die hand en ek weet nie wat nie. Lekker agteroor. Die Here het daai man vergewe. Dit het van hom net een ding gevra. Geloof, heilige geloof, om die Here te bely. Om daar te sê, Here, U is werklik die Seun van God. En as daai man geleef het en hy sou daar afgeklim het van die kruis af, sou sy lewe so omgedraai, soos wat Paulus sin so omgedraai het. Dit is wat die Here van ons soek. Moenie twyfel nie. Hou op twyfel. Die Here vergewe jou onmiddellik. Jesus red jou onmiddellik. Hou op om in jouself nie te glo nie, of nie, ek wil eerder sê, jouself nie te vergewe nie. Nou as jy kry mense, die Here het hulle al 100 keer vergewe, hulle het dit al 100 keer bely en dan vergewe, hulle kan net nie hulle self vergewe nie. Ja, dit wat ek gedoen het is nog nie mooi nie, of wat ook al. En dit het miskien iemand se dood veroorsaak of iets veroorsaak, maar Here, U het my vergewe. U het my vergewe. Wat? Jesus het vir daai man langs hom die versekering gegee dat hy vergewe en gered is. En vir hom die versekering gegee, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Here sê dit nog steeds. As jy vandag sal sterwe, sal die Here, gaan ek vir jou sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As die Here op die wolke kom, om sy bruid te kom haal, met die wegraping, gaan hy sê, vandag gaan jy saam met my in die hemel wees. Here, U gee dit alles vir ons, in U donkerste uur, daardie man se donkerste uur, het U hom gered. U red nog steeds, en U gee nog steeds die versekering, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dankie Here, in Jesus naam dankie. Amen. En dit is die, prys die Here, dit is die tweede kruiswoord. Here, dit is 'n seën. Dit is 'n seën. Here, ons gaan net altyd so deur dit, net so vandag, dit is 'n seën. Ons sê vir U dankie. Ek het regtig gedink dit is omtrent 15 minute. Nou, ek kyk nou hier ander of ek sien, so wraggies, dit is net 15 minute. Okay. Kom ons doen 'n gebed. Ons kan maar nou nie hierdeur gaan en nie 'n gebed doen op die einde nie. Nie lank nie, net gebed. Ek sal dit weer doen, jy kan weer navolg as jy wil. Vader, in die naam van Jesus, dankie dat U my nie net vergewe nie,
maar ook die geloofsekerheid gee, dat ek gered is, en dat ek met U verenig gaan word. Jesus, dankie, dat U my nog meer geloofsekerheid gee, as daardie man aan die kruis langs aan U. U gee my nog meer geloofsekerheid. U gee my U woord, U beloftes in U woord. U gee my U Heilige Gees. U gee my die getuienis van gereddes. En U gee my ook oë om U magtige reddingswerke self te kan aanskou. Dankie, Jesus. Dankie, dankie. U sê weer vir my, vandag sal U saam met my in die paradys wees. Amen. Prys die Here. Wel, ek sê vir jou, ek is bly, ek is opgewonde, ek is Here dankbaar, dit is vir my net seën op seën. Prys die Here, dankie Here, U is wonderbaar. Ja, dankie, Here dankie, U sê wonderlike goed, wat 'n mens nie kan uitdink nie, al die eer kom U toe, Here dankie, 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 amen, amen. Tot môre aand. Ek moet net sê, ek kan seker maar die seën spreek, né? Nee, ek sien nie koppies maak so, dis budgies wat in 'n hokkie sit, voor speeltjies. Okay. Ekskuus, ontvang die seën van die Here. Yerecho geta Adonai dishmarecha, Yair Adonai pawanilecha, vechocho nechta, Yesa Adonai pawanilecha, ve asemlecha, Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na my toe draai, elke dag en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig na my toe draai, my vat, my ophef en aan my vrede gee, soos wat U vir my vrede gee met elke een van hierdie 7 kruiswoorde. Amen en amen. Tot môre aand. Geniet dit. Kou aan dit. Herkou aan dit. Sit dit hier. Die Here sal dit laat opkom self. Tot môre aand.